Dis is julle reg. Daar's visies in die water, kyk hoe swem op rond. Daar's voeltjies in die lug, en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's liefde in die veld. Wie sal dit als gemaak? Die Here is so nog 'n keer net, daar's visies in die water, kyk hoe swem op rond. Daar's voeltjies in die lug, en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's liefde in die veld. Wie sal dit als gemaak het? Die Here is hy. Ek is nie 'n stadsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n stadsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja, meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja, meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja, meneer. Ek is nie 'n stadsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n stadsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja. Ek dink die groot mense moet nou saam met julle sit, en sommer ook wys hoe wat moeilik is. Maar ek dink, wil jy, as jy net staan, dan kan jy nie sien nie. So jy kan maar sit, maar probeer maar seer terwyl jy sit. Ek is nie 'n stadsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n vliegsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja, meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja, meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja, meneer. Ek is nie 'n stadsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n stadsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja, meneer. En dan gaan we daar voor gaan sit. Ons gaan nou amper 'n ander liedjie wat julle ook geoefen het, gaan julle ook moet sing. Vandag gaan ons 'n spesiaal sing so tussen die groot mense en die klein mense. Wag net almal net lekker die plekkie kry. Lekker dat die banke so vol gesit is. Vir julle almal baie welkom hier voor en oral tussenin en agter en almal tussenin. Vanoggend is ons afsluiting van die junior katedese en die juffrouens meneer het groot moeite gedoen. Dit lyk so mooi op die voor met die liggies en met die groot banier vir Tool for Jesus in die kleuterkerk. En dis om vir julle dankie te sê en sommer af te sluit op 'n harde speletjies, maar ons weet ook dat dis vir ons almal ook lekker en dis spesiaal boodskap vir julle vanoggend, maar dis eintlik 'n boodskap vir ons almal. In die Bybel praat met jonkie nou. In Psalm 34 vers 5 staan daar: Ek het die Here aangeroep en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit alle doodsgevaar. Hy het my gered. Alles waarvoor ek so bang is, red hy my. Kom ons maak die oë toe en bid ons saam. Here, dankie dat ons hier saam kan wees as u kinders en dat u ons Pa in die hemel is. Dankie dat ons weet daar waar ons by mekaar is in u naam, daar is u ook. Amen. Daarom kan ek julle groet namens die Here, omdat hy hier is. Namens die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Goeiedag. Kom ons sing en ons gaan opstaan
Ons gaan 2 liedjies so gemens sing, so julle moet baie wakker wees, die groot mense en die klein mense. Want ons begin, dan sing ons, my God is so groot, dat julle ook mooi moet was. Maar net as julle dink, nou sing ons lekker, dan gaan ons sing, waar is hy? Dan sing ons grote God aan U die eer. So deel ons van die een liedjie net skiep oor, dat ons maar voorbij gaan. Kom ons staan op. My God is so groot, so sterk en so machtig, als niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so machtig, als niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die vele op my, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so machtig, als niks wat my God nie kan doen. Grote God, aan die eer, eerlijk is daar regeer, hemels is die majesteit, heilig die gerechtigheid, iemand alles onderhou, is eeuwig geen getrouw. Die berge maak hy, die vele dan hy, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so machtig, als niks wat my God nie kan doen. En genade groot en ryk, hou Heer die koninkrijk, voordat hem op iets kom vra, ek sien my vroeg gedra, en ontvlek die myne krijg, voor ek nog eens wil beleid. Die berge maak hy, die vele nabij, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so machtig, als niks wat my God nie kan doen. Eeuwen alles God en hoog, God en hoog van geloof. Laat ons nie geen goed of kwaad, God dan toe voorgelaat. Hoe kan ons begrip verstand, hou my al wat is in stand. Lekker maar sit. Het stuts is 'n moeilikste ding van om 'n dominee te wees. Is om hierdie kopstuk voor jou ore te kry. Ons het nie vak daarvoor gehad, nou net vir vas. Dis Gideon, ek wil vir julle 'n prentjie wys. Ons kan eers na die teksvers toe gaan. So rukkie terug, het Dominee Wouter uit Lukas 19 gepreek. Ons gaan vandag ook gaan ons deel in die Bybel lees in Lukas. En hy het gesê, hierdie is miskien, sê party slim mense, die belangrikste vers wat vir ons sê waaroor gaan Lukas. En dit staan in Lukas, en nou moet julle mooi kyk of julle dit kan doen, want dis slim is met iets van my. Lukas
19 vers 10. Kan jy dit doen? Een so en dan vat jy dit weg. 19, kom ons maak dit so. 19 vers 10. Kan jy dit doen? Lukas sê gou hardop saam met hulle doen. Lukas 19 vers 10. Hoor? Lukas 19 vers 10. Goed. En asseblief, dis nie net vir die kinders hier nie, want aan die einde van nou, ek sal nie glo as dit is julle nie, kan julle al hierdie kan sê, self al kan jy miskien nie lees nie, sal jy kan sê. Kom ons lees dit een keer, dan sê ons dit hardop. Lukas 19 vers 10. Die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Waar staan dit? Lukas 19 vers 10. Goed. Nou, onthou ons Lukas. Dis maklik. As 'n kas. Goed, kom ons sê dit weer. Lukas 19 vers 10. Die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Goed. Ons kyk of jy nog beter kan onthou. Wie is die Seun van die mens wat hiervan gepraat word? Wie wil raad? Nee, dit is nie Lukas nie, maar Lukas skryf van die Seun van die mens wat hiervan gepraat word is. Liewe Jesus, dis Jesus. En, so, daar is 'n prentjie of jy dit nie reg so gelyk nie, maar dis hoe ons dink, nee. En, as iemand jou red, sê nou jy swem in die see, jy gaan 'n lekker vakansie hou, jy swem super in die swembad, en skielik kry jy 'n kramp in jou been, jy kan nie meer swem nie, maar gelukkig is daar 'n lewensredder en hy bring vir jou daai reddingsboei en hy gee vir jou en hy red jou. So, om te soek en te red. Jy gaan al meer prentjies, gaan ons dit weer probeer sê, wat is die woord daar nie? Lukas 19 vers 10, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Nee, kom ons kyk. Maar nou wil ek julle hoor, ek moet daar dit sê, nee. Is julle nog by? Goed. Ons kyk, as ons so wys om te soek, sien julle daai man met 'n verkyker, en hy soek. So ons kan ook so wys en soek. Seun van die mens, Lukas 19 vers 10, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Sien julle daar arme hondjie, was een van julle honde of katte miskien al weg gewees? Was dit? Dit is baie bekommerd. En dan sit jy miskien so 'n plakkaat op wat sê, daar staan missie, dis die Engels, van die hondjie. Asseblief, my hond is verlore, ek weet nie waar is my hondjie. Ek julle sal gekruil, staan dit nou, al is daar amper nie woorde oor nie. Ons probeer weer. Lukas 19 vers 10, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Waar staan dit? Vers 10. Gaan julle weer keer. Kom ons staan op. En dan sê ons almal dit saam. En hierdie keer gaan ek nie eers praat nie, want my stem is te hard hieroor. Ek wil hoor of julle dit kan sê self. En asseblief groot mense, help julle bietjie. Sal julle kan doen? OK, goed. Lukas 19 vers 10. Die Seun van die mens het gekom om te soek en te nog 'n laaste keer, en al die groot mense staan ook op en sê dit saam. Glo julle dit, dat Jesus gekom het om ons te soek en ons te red? Nie van water waar ons drink nie, maar omdat ons nie altyd by hom is nie, so ons is nie op die regte pad saam met hom nie. Dan sê ek, ons stap saam. Glo in my en stap saam met my. Almal saam. Lukas 19 vers 10. Lukas 19 vers 10. Julle is baie slim. Almal kan maar staan. Alles kan maar sit. En nou gaan ek vir julle 'n prentjie gee. Wys. Dis 'n mooi prentjie, nee.
dan niks, nee man, dis 'n prentjie van my kamer, as dit load shedding is. Maar kom ons maak dit 'n bietjie helderder, hoe dit dan eintlik lyk. Daaronder staan is in Engels, the monster snorkel allows your child to breathe comfortably without exposing vulnerable parts to an attack. Dis 'n goeie Kersgeskenk. Weet jy, was jy bang in jou kamer gewees? Ek onthou, ek was baie, as dit so donker is, en dan hardloop jy, want jy moet lig afsit, en dan sit jy op die vy, maar net nou, jy wil nie hê dat iets moet uitsteek, as jou arm so is, dan weet jy, daar is 'n monster onder die bed gewoon. En dan was jy maar bang af, dis 'n veerlingsaf. Wat doen jy? Jy kruip weg. Maar later ek kan nie asemhaal nie. En ons is bang vir baie dinge. Dink jy daar is regtig monsters? Dink jy so? Ek dink al die monsters was dinosourus en almal uitgesterf, maar party mense lyk nog steeds soos monsters. Ja, okay. Maar party van die monsters, baie van die dinge waarvoor ons bang is eintlik in ons verbeelding. Soos daai monster onder die bed, is nie regtig daar in die kas onder die bed nie. Maar ons is bang daarvoor. En ander dinge is nie in ons verbeelding nie. Daai dinge is regtig, soos by die skool is daar miskien bullies. Dis nie in jou verbeelding. Jy weet, hy is in jou klas en hy staan weer baie maklik. Jy vriende kyk en dan gee jy sommer 'n skok of sê slegte dinge van jou. Dis nie in jou verbeelding nie. Jy is eintlik dan bang daarvoor. Of 'n toets wat jy môre gaan skryf. Kinders, julle gebeur ons nie net bullies op die skoolgrond nie. Daar is bullies by jou pa en ma se werk ook. Partykeer is die baas, partykeer is iemand anders, wat eintlik sommer jou nog wat sleg maak. Soos, maak dit jou ongelukkig om jy agterhoef die bullies is daar. Ry die kar voor jou vas. Paas is so goed dat die ou voor jou bully is en ek klip uit en begin hy jou so sleg sê. En jy kruip weg. En dit maak ons nogal bang. En oorloë is al baie keer, bullies is mal oor oorloë. Want dan mag hulle, dan word hulle betaal daarvoor om ander mense seer te maak en bully en so. Nou daarvan. By 1000 jaar terug was die bullies van daardie tyd, ouens wat regte brons, ysterklere aangehad. Maskers ook, hulle was die Romeine, hulle was die ouens waarvoor die Israeliete was die mense wat bang was vir hierdie Romeine. Die Romeine het spare gehad, al die wapens gehad en berg. En daar was een man, waarvan ons nou wat ek julle 'n bietjie gaan vertel, sy naam, hierdie trek seker julle aandag verskriklik af, prentjie van die monster. En ek gaan vir julle lees van hierdie man was bang was, maar het iets gebeur wat maak dat hy nie meer bang is. En ons gaan dit toneeltjie hier opvoer. Dis hulle reg. En die een in die toneeltjie, ons het nie geoefen eers voor die tyd, maar ek gehoor hulle is baie goed, ek gaan so mooi vir hulle vertel wat om te doen. En ek kan maar kom, Zacharia en Elisabeth en hoe ek dink die moet nog wegkryp is, die wat ook daaronder staan. Zacharia en Elisabeth. Zacharia se naam genoem is 'n mansnaam in daai tyd. Zacharia en dis Elisabeth. En hulle was oud, julle kan sien hulle is baie oud. Maar hulle het baie graag kinders gehad, maar hulle het partykeer werk onder die kinders gehad. En in hierdie tyd is hulle eintlik te oud om kinders te kry. Maar Zacharia was 'n priester gewees. En sy werk die een oggend was om te gaan na die tempel toe om daar te offer. So, kom hiernatoe. En wat is offer? Dan is hulle dier of iets geoffer het namens ander mense, wat as sê, Here, ek is jammer hieroor, of Here, ek wil U loof. En dan bid hy ook by die offers, so jy kan so staan. En Zacharia is besig om te bid, en wat hy bid, hier gebeur iets, en there's the angel. Sy oor is nog
toe, maar die volgende hou jy oor toe, toe hy sy oopmaak. Hier verskyn 'n engel aan hom, en die engel sê vir hom, moenie bang wees nie. Lewe bietjie, wys ons bewe, kyk hoe bang is Sagaria, maar hy sê maar, hoekom is hy hier? Ek bring vir julle nuus, goeie nuus. En die nuus wat die engel te vertel vir Sagaria is, dat sy vrou, wat is haar naam? Elisabeth, gaan swanger word, sy gaan 'n babatjie kry, en die babatjie, selfs al is dit nou, gaan gesond wees, groot word, baie belangrik wees, en sy naam moet Johannes wees. Sê vir hom sy naam moet Johannes wees. En toe sê Sagaria, hoe kan ek dit glo? Hoe kan ek dit glo? En toe vertel die engel vir Sagaria, jy gaan stom wees, jy sal nie 'n woord kan sê nie, kyk daar gaan sy mond so toe. Totdat die kind gebore word. Toe gaan verdwyn die engel weer. En Sagaria gaan na Elisabeth toe en hy wil sê, Elisabeth, en hy kan ek sê nie. En toe skryf hy, wat daarna gebeur het, 9 maande later, het Elisabeth 'n babatjie gekry. En hulle vra vir Sagaria, wat moet sy naam wees? Moet sy naam ook Sagaria wees, sy pa? En hy sê, nee. En hy sê toe, hy skryf toe, maak het verskryf, sy naam moet Johannes wees. Toe hy dit sê, kan hy praat. Hy het net gepraat, hy het nie net gepraat nie, hy het gesing. Hy het gesing, toe maar ek gaan jou nie nou laat sing, ek gaan jou allemaal laat sing. Jy het baie dank, ek kan julle kan aan my klas sing. Ek gaan gesing, maar ons kan sing. Kom, Dani en Tannie Andrie, kom vorentoe, ons gaan allemaal sing van hierdie wondergod. En kom ons staan en sing ons wondergod. Amen.
Ons gaan vanoggend lees uit die Bybel uit in Lukas 1, die eerste hoofstuk, maar van die 67ste vers af. Voordat ons lees, kom ons vra dat die Here met ons sal praat oor dese Bybel. Here, dankie dat ons die Bybel het, dat dit die woord is waaruit ons kan leer en kan hoor wat jy vir ons wil sê. Ons wil ook bid dat jy vir die mense wat ons net genoem het, so vir die name dat jy met hulle sal gaan. Baie dankie dat dit goed gegaan het met Daniela, met Kenny en met die ander oom ook wat in die hospitaal was, Gerald, en wees met hulle dat hulle heeltemal gesond word. Lukas 2 vers 67. Zacharia, ons weet ons nou lyk Zacharia, die kindjie se pa is met die Heilige Gees vervul en het as profeet gesê, hier is die liedjie wat hy gesing het. Hulle sê dit die loflied van Zacharia in die Bybel. Maar die volgende deel moet ek nou sê, die volgende paar verse is 'n nuwe nou die vertaling. Dit staan nie so in die Bybel nie. Ek het dit so makliker is vir die kinders. So hoe gaan sy liedjie? Wat is hierdie lied wat by die Here geloof het? Loof die Here, ons God. Hy soek ons. Al was ons stout, red hy ons van alles. Hy stuur iemand, so sterk soos 'n renoster, om julle te red van almal wat julle afdra. Soos die sterk man in Dawid staan hy tussen julle. Dan is al die mislike boelies te bang om julle te staan. Hy kies ons as sy span en red ons van slegte mense. Hy het al lank al sy erewoord gegee aan Abraham, dat hy ons sal red van ons vyande, dat ons voluit vir hom kan leef, sonder om bang te wees. En dat is weer in die Bybel die laaste vers, presies so die Grieke vertaling, en jy kindjie, moenie is nog daar nie, hierdie is nog my vertaling, en jy kindjie, almal sal weet, dat die Here jou stuur, om die pad gereed te maak vir Jesus. Vertel vir almal, hoe God hulle red. Sê vir hulle hoe die Here al hulle slegte goed wil vergewe, of verdien ons op afslaag. Nou is alles donker, en jy voel of jy eerder wil doodgaan, maar Jesus is soos die son, wat elke oggend opkom, om jou wêreld helder te maak. Ons kan so verskriklik verlig wees, as God vir ons wys, dat ons op ons gelukkigste is, as ons op die pad van vrede loop. Hier is nou die laaste vers. Kindjie het opgegroei en sterk geword deur die Gees, en hy het in die woestyn gebly, tot op die dag van sy openbare verskyning in Israel. Wat is die sterkste dier, dink jy? Ek dink baie, wat dink jy? Ek sou dit ook geraai het, want die olifant is nie die grootste nie. Maar ek het nogal gedink, maar gaan dit sê, vir my, en ek ook die olifant is die sterkste, maar ek is nogal amper banger vir 'n renoster. En dan as 'n renoster so kom, is dan baie groot, met 'n stormsluit, en ek dink dit doen met daai groot horing. Hulle maklik keer uit daai kar om, nee. Hulle het al baie gedoen, so met die horing, keer uit om, hulle verskriklik sterk. Nou, dis ook om ek gesê, toe ek het al gesê, hoe sal ek jou verduidelik? Het ek gesê, hy stuur iemand so sterk soos 'n renoster, iemand wat baie sterk is. En vir die groot mense daar in die ou vertaling staan daar, 'n sterk verlosser, dan staan daar 'n horing van verlossing, het hy opgerig. Daar staan in die Bybel 'n horing van verlossing, wat beteken, horing was 'n simbool van krag. En dan Openbaring is die dier met 7 horings, dan beteken dit jy pas op, die dier is baie sterk. En die eerste deel van die liedjie, wat Zacharia sing, sê eintlik, God is sterk. Hy stuur iemand wat sterker is as 'n renoster, wat regtig baie sterk is. Party mense, as hulle baie sterk is, dan gebruik hulle om maar mense seer te maak. Maar God is anders. God is die sterkste van almal. Jesus is sterker as 'n renoster. Ons het
het nog gesin dat hy die leeu van Juda as baie sterk, maar hy gebruik dit om ander mense seer te maak, maar om ons te red, want hy soek en red die wat verlore is. Waarvan red Jesus ons? Ons het gelees, hy red ons van ons vyande. Maar partykeer, by agterkom, dis nie as hy skielik die polisie wegraak of die baas net verdwyn as jy vir die Here vra om te laat verdwyn as dit 'n baas of 'n werk is met jou. Maar hy red ons van nog groter dinge, van bang wees. Van die dinge wat ons verbeel partykeer, jy is bang om wat van môre gebeur, waar gaan ek volgende maand kos vandaan kry? En hy is so sterk dat jy kan weet, maar as ek op hom vertrou, die leeu van Juda is wat so sterk is, en dan gaan ook om maar te wees, die Here sal sorg. En ons is oor jou wet. As jy weet, maar die Here is hier by my, Jesus, dan hoef jy nie bang te wees. Wat kan nou kleine monstertjie wat in kan pas hier oor jou wet doen, die grote God wat alles het doen nie. En hy ons ook, maar hy red ons ook van vrese wat regtig is. En hy red ons van dinge waarvoor is ek bang. Ek dink baie van ons partykeer bang vir straf. Sê nou, jy was by die skool gewees en jy het gesien hierdie maatjie gepen of die baas by die werk gepen en jy vat daai pen. Maar en jou ma kom en sê vrou vir jou, maar waar het jy hierdie pen gekry? En dat jy al klaar verkeerd gedoen, jy is bang om gaan jou goeie pas slaag gee. Jy sê, nee, maatjie het vir my gegee. Nou het jy nog met jou kop. En, sê sy, is nie 'n probleem nie. Voel jy dan? Ek weet, ek het gedoen, as ek gejok het, as ek jok het, dan jy te gaan maar uitvang. Jy is bang, nee. En as jy uitgevang word, as jy oor die rooi lig ry, en dan sien jy hoe jy te daar is 'n speedkop, en as jy bang gaan jy gevang word, jy is ook bang, nee. Weet jy dit? Die Here sê, waarvan hy ons red, van die straf, van verkeerde dinge, van sonde. Ja, as jy 'n pen gesteel het, dat jy die verantwoordelikheid het, vir maas of maar, ek het gejok, sal maar my vergeef, en ek dink sy sal sê, dit is reg, en nou moet jy vir jou maatjie die pen gaan terug, en het nog steeds die verantwoordelikheid. Maar sy sal sê vir jou, miskien dat ek trots op jou het gesê, ons allemaal maak vir jou, maar vergewe jou. As jy mooi jou gaan vergewe, en dan maatjie gaan ook, as jy vir my sê, nee, hy gaan eers miskien baie met jou, maar dan sê baie dankie dat jy teruggebring het, ek was bekom wat oor die dan maatjie en jou mooi vergewe, dan gaan God jou vergewe. Hy verlos jou van my ongeluk, want hy vat al die straf, het omgevat. Dis die eerste deel van die liedjie. God is sterk, en jy, is jy sterk, so sterk soos God. Maar jy kan dit doen. Dis nie asof ons hopeloos is nie. Jy het almal die kerk en wat geloop, jy het dit gedoen. Wat is ons werk? Dis die tweede deel van die lied. Wat was hierdie seentjie se werk gewees? Hy groot geword het, Johannes, seentjie van Sagaria. Hy was 'n padskraper. Julle my. Hy was nie regtig 'n padskraper, maar hy het dieselfde werk gedoen as 'n padskraper. Want God het vir gesê, jy moet die pad gelyk maak vir ene wat kom, wat groter is as jy, baie groter en belangriker as jy. En hierdie jaar of laas jaar is die duurste, spesiaalste kar, ek het dit van opkyk op Google, noem mens, oor hierdie snaakse naam, Bugatti, is 'n Bugatti kar. Daar word jy maar, ek is Frans, wat ek sê dit reg, dit beteken die swart kar. Daai is sterk ding, maar dit is baie mooi, dit is baie van hulle. Maar hierdie kar, is daar een in die wêreld, is baie spesiaal. Hy kos 250 miljoen rand. Smart, nee. Nou die werk van Johannes was om 'n pad te
daai iemand is Jesus. Dit, wat was dit verwys? Dit is wat ons werk is. Ons weet God is sterk. Wat is my en jou werk? Jy prentjie. Jy sal weet genoem word. Sê God vir Johannes, sê Sagaria ook vir sy kind. Want jy moet die pad gereed maak vir Jesus. Jy moet die pad skraap. Hoe doen ons dit? Hoe maak ons die pad gereed vir Jesus? Ons vertel vir mense, ons sê vir hulle, weet julle van Jesus? Jesus kom. Doen ons dit nog? As ons vertel, as jy sê, iemand is daar of maatjies bekommerd of hartseer, of iemand, jou buurman sukkel met dinge, sê vir hom, maar ek sê vir jou bid. Jy vertel eintlik vir hom van Jesus, en jy sê vir hom, maar God sal jou help, as hy saam met jou bid. En dis jy pad skraap. Johannes, die van julle se name is ek al baie keer in die kerk gevra, is Johannes, of Johan, of Jan, of Hannes, of Anna, of Johanna, of Anna, of Annetjie, steek julle aan, een van julle name. Is dit al, ek dat julle jong. My naam, eerste naam is Johannes, is baie, jou naam beteken, net soos die Johannes die Doper, beteken, God is genade. Dit is wat Johannes en Elke vir ons moet doen. Ons moet sê, kyk, ek maak die pad gelyk vir die ene wat kom. Wat baie smarter as die groot swart kar, maar ook net een van is, maar as net een iemand, wat jy sal red. Dis sy, so dis Sagaria, en dis elke van julle se werk, om te vertel van Jesus. Ander manier wat ons kan sê, is dat Jesus die lig is. Sê, U is die lig. Ons het gelees, dit is nou 'n ander woorde, soos die môreson sal hy opkom, is nou Jesus, en uit die hoogheid op ons afstraal. Jesus is soos die son. Ons so dan gedink, hoekom sê ek so? Want, is die son altyd daar? Is dit die kwestie? Die son is altyd daar. Is die son daar die nacht? Ons dink is hy daar, maar eintlik is hy daar. Net so is Jesus altyd daar. En hy is getrou. Elke oggend sal die son weer opkom. So is Jesus soos die son. En wat doen die son vir ons? As ons uitgaan en is in die nacht en al die licht is afgesluit, dan kan dit nog maklik wees om te val. Dit staan in die val van 'n kraans af. Maar as die son daar is, dan nie. Die son help ons om te sien. En Jesus help ons om te sien, waar is die pad wat ek moet stap? Dis hoekom Jesus soos die son is, want hy is altyd daar, hy is altyd daar by jou, hy is getrou. 'n maatjie sal miskien nog selfs ons ouers partykeer, want paas en maas maak ook fout, jy sal sê, maar ek sal vir jou help hiermee, dan kan net die ouwe nie. Maar wat God sê, my altyd. Jesus sê, ek is altyd daar vir jou. Ek is getrou. Dan sê hy, ek sal jou wys wat om te doen. Ons gaan nou afsluit, en jy moet nog 'n paar minuutjies gebeur. Maar gaan julle dit onthou, wat hier op hierdie serie so is. Dat dit ons lied is. Dat ons gaan sing, net so Sagaria, wat ons hier voorgestel. Dat ons sing, maar bewaardig is die Here. God is groot. Dat ons sal onthou, my werk is om te vertel van Jesus. Dit is my werk. Om te sê, Jesus is die lig wat oor ons almal skyn. Kom ek gee geleentheid, maar net voor ek vir dit kom ons bid, en vra ons vir die Here, ons dit laat afgaan. Here, net soos Sagaria, en soos Johannes, wat ons sê, maar U is so groot, U is so sterk. Dankie Here, dat U ook is soos die son, en U help ons om vir ander mense te vertel van U, om die pad gelyk te maak, sodat U in elke mens in die wêreld se lewe kan vermaak. Here, ek bid ook vir die kinders, dankie wat hier is, die liefde al meer helder dat hulle lewe sal skyn, dat hulle liewe en liewe sal word elke dag.
net weer herinnering vir die ouers en die kinders, die speletjies na die tyd op die gras. Kom ons sing dan die lied, dis U is die lig wat deur die donker skyn. Kom ons staan. Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle elkeen wees.